Goeiedag geliefdes, dis Pinkster Woensdag en ons is nog steeds by Johannes 14 en vandag wil ek saam met jou deel Johannes 14 van vers 23 tot 28. Dit is waar Judas, nie Judas Iskariot nie, die ander Judas, vir Jesus 'n vraag vra en Jesus antwoord hom: "As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle is. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie." Hier kom Jesus en hy praat weer oor die trooster. En weer eens sien ons dat hy, die Vader, die Heilige Gees, so een is dat hulle onlosmaaklik deel is van mekaar. En hier kry ons die absolute wonderlike versekering dat ons, as ons hom liefhet, sal hy ons lief hê. As ons sy woorde hoor, dan sal hy ons lief hê. En ons wat hier saam is juist hier saam, omdat ons die woord van die Here hoor. En daarom moet ons weet, en ek hoop jy weet vandag in jou hart, jy word perfek liefgehê deur God. God die Vader, God die Seun en God die Trooster. En nou kan jy dink, maar as daar sulke liefde is, hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Hoekom is die wêreld so stikkend? Hoekom is die uitstaande kenmerk van hierdie wêreld onvrede? Daar is net gevegte en oorloë oral waar jy kyk. Nêrens kan mense in liefde met mekaar verskil nie. Dis altyd 'n bekleierery. Nêrens kan lande met mekaar in vrede saamleef nie. Dit is heeltyd oorlog, dit is heeltyd terreuraanvalle. Want daar is iets wat ongehoor is. En dit is juist die boodskap van die Heilige Gees wat ongehoor is en ongehoor bly. En terwyl dit ongehoor bly, sal daar altyd sulke stryd in hierdie wêreld wees. Lees gerus weer hierdie teks. Jesus maak 'n groot ding daarvan om te sê, wie my liefhet, neem my woorde ter harte. Met ander woorde, hulle luister, want my woorde is die Vader se. Hulle luister, en hy sê, ek sê dit vir julle, terwyl ek by julle is, sodat julle sal weet in die toekoms, dit wat julle gaan hoor, dit wat ek sê, dit wat julle uit die woord uit leer, kom van die Vader af, en dit is ook die woorde van die Heilige Gees. En dan sê hy vir sy mense, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld ken nie. Want die wêreld kan dit nie hê nie, want hulle is doof vir die woorde van Christus Jesus. En dis wat ongehoor is in ons wêreld. In ons wêreld wat so hard kan skree op so baie vlakke. Of dit nou die pers is, en of dit nou sosiale media is, of wat dit ook al is. Die wêreld maak baie geraas. Jy kan nie anders as om dinge te hoor nie. Almal wil seker maak dat jy hoor, maar niemand luister vir die Gees nie, vir die woord van Christus nie. En dis waar die vrede lê. In hierdie prentjie is daar 'n duif, 'n simbool van vrede wat beskikbaar is. Maar hy is toe. Hy is toegemaak in 'n bubbel.
'n borrel waarna hy nie is nie, dis net iets waarna jy kan kyk. En dit is nie die boodskap van Pinkster nie, en mag dit nooit die boodskap van Pinkster 25 wees nie. Maar mag ore oopgaan. Mag jou hart en jou gedagtes en jou ore oopgaan om hierdie hele woord te hoor, sodat jy sy vrede kan hê, te midde van al jou omstandighede. En my gebed is dat die wêreld se ore sal oopgaan, sodat daar werklike Christusvrede tussen alle mense kan wees. Mag dit jou gebed vir die wêreld ook wees. Shalom.